Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 2de Julie 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: plaasaanval op Kestel, boer beseer. Nuushooftrekke vir vandag: 16-jarige sterf toe 'n vrou om met 'n bottel water teen die kop gooi. Plaasaanval op Kestel in Oos-Vrystaat, boer is met 'n stomp oor die kop geslaan. ANC wil saam met die DA inspan om korrupsie te beveg. Jimmy Swaggart, evangelis, sterf op 90-jarige ouderdom. Bokvroue speel in voorwedstryd Saterdag teen Kanada se damespan. Dag 2, onder 13 Kruiwenweek rugby se uitslaa hier te kry. Wat eens 'n rustige dorp in die Oos-Vrystaat was, is nou 'n geskokte samelewing wat in afgryse gedompel is, asook in vrees leef. 'n Plaasaanval het net buite die dorp plaasgevind op Woensdag. Die plaasboer, Johan van Viljoen, wat 70 jaar oud is, woon alleen op hierdie plaas. Volgens die polisie se woordvoerder is hy in die vroeg aand net na 1900 uur oorval in sy plaashuis. Die aanvallers het hom oor die kop geslaan met 'n onbekende stompvoorwerp wat vermoedelik 'n stuk stomp kon gewees het. Volgens inligting het hy vanaf die dorp gekom nadat hy inkopies verrig het. Die aanvallers het sy hande agter sy rug vasgebind en toe eiendom onregmatig sonder die eienaar se toestemming geneem. Hulle het die kluise sleutel bekom en toe 'n onbekende bedrag geld, klere, selfone, elektriese kombuisware, alkohol en die boer se vuurwapens geroof. Die misdadigers het al hierdie items op die boer se Toyota bakkie gelaai en gevlug. Die boer het intussen sy hande losgekry en na sy buurplaas gedraf om hulp te verkry. Hierdie is die 4de plaasaanval in die land vanaf 20 Junie tot 29 Junie wat aangemeld is. Die boer is na die nabygeleë hospitaal geneem vir verdere mediese behandeling waar hy intussen ontslaan is. Geen een van die aanvallers is al in verband met hierdie voorval in hegtenis geneem, volgens die plaaslike polisie nie. 'n Woordvoerder van die plaaslike DA-area het 'n verklaring uitgereik en genoem dat hulle geskok is oor die aanval in Kestel-area, wat oor die algemeen nie bekend is vir sulke optredes nie. Leona Kleinhans van die DA eis dat plaasaanvalle tot 'n prioriteitsmisdaad verklaar moet word. Enige iemand met inligting kan die polisiehoof by 082 466 8530 skakel. Dis kolonel Ben Bolsiek se telefoonnommer. 'n Tienerseun wat 'n vrou na bewering getuister het deur haar deur die kombuisdeur af te loer, is dood toe die vrou hom blykbaar uit pure radeloosheid met 'n 5 liter plastiekbottel vol water raak gegooi het. Die 5 liter bottel het die 16-jarige seun teen sy kop getref. Die voorval het maandag aand in Konubia noord van Durban plaasgevind. Die vrou wat gou uit die bottel gegooi het die Reaction Unit of SA gekontak net na 2000 uur die aand en hulp gevra. Sy het uit die huis gegaan en blykbaar uit pure frustrasie die bottel na een van die seuns gegooi. Die bottel het hom glo teen die kop getref en hy het net daar in mekaar gesak. Beamptes van Roosa is onmiddellik na die toneel gehaas. Daar het hulle die lijk van die tiener op 'n erf gevind. Sy identiteit kon met behulp van inwoners vasgestel word. Sy ouers het kort daarna op die toneel aangekom. Hy en sy gesin word blykbaar in dieselfde woonkompleks. Die polisie ondersoek hierdie voorval. 'n Pa van Durbanville het Saterdag aand niks vermoedend kos by 'n McDonald's deurry restaurant bestel toe die bedelaar wat hy sien naderkom het hom skielik deur die oop venster met 'n vuurwapen in die gesig geslaan het. Soos dit dikwels gebeur, het hy gedog dis 'n hawelose man wat hom genader het. Hy probeer om die aanvaller van hom weg te stoot en weg te ry, maar toe gryp 'n ander man hom aan die arm en hy's weer getref. Hulle het sy beursie en sy foon geëis. Hy het dit aan hulle gegee terwyl hy vir sy seentjie gesê het om stil op die agterplek te sit. Hy is na die plaaslike hospitaal geneem. Sy gesig is ondersoek en skoongemaak en gelukkig het hy net een steek op sy lip nodig gehad. Die polisie ondersoek 'n saak van gewapende roof. Die polisiewoordvoerder sê die verdagtes van die toneel gevlug en geen skote is afgevuur nie. Oor die vrou wat ook aangeval is, sê die polisiewoordvoerder 3 mense het haar probeer beroof by dieselfde plek. Hulle het haar rystukken geslaan en persoonlike besittings van haar geëis. Sy het daarin geslaag om weg te ry en niks is van haar geroof nie. Nie een van die 2 slagoffers wil tans met die media praat nie. Die GPF wou ook nie kommentaar gelewer het nie. President Donald Trump se besluit om die meeste van die Amerikaanse finansiering by buitelandse humanitêre hulp te besnoei, kan meer as 14 miljoen bykomende sterftes teen 2030 veroorsaak. Die koerante berig die navorsing het bevind dat 1/3 van diegene wat die risiko loop om vroegtydig te sterf, wel kinders is. USAID het meer as 40% van die wêreldwye humanitêre finansiering verskaf totdat Trump se tweede amptetermyn in Januarie van die jaar begin het.
As hierdie besnoeiings voortduur, voorspel navorsings 1,8 miljoen oortollige sterftes in 2025 alleen met 'n totaal van 14 miljoen teen 2030, onder wie 4,5 miljoen kinders onder die ouderdom van 5 jaar. Die aftakeling van USAID was een van die administrasie se eerste groot stappe nadat Trump Elon Musk aangestel het om 'n breë poging te lei om staatsbesteding te besnoei. Byna alle agentskap se 10,000 personeellede is sedertdien gedwing om te bedank. Die ANC wil nie die DA uit die regering van nasionale eenheid skop nie. Die ANC is egter nie beïndruk met die planne van die DA om teen die begrotings van Dr. Nobuhle Nkabane, minister van hoër onderwys, en Thembi Simelane, minister van menslike nedersettings, se departemente te stem nie. Die DA is ook die kop van Dawat Mthlobo, adjunk minister van water en sanitasie. DA se Oukamp meen daar is meer waaroor die ANC en die DA saamstem as waaroor hulle verskil. Die DA is 100% daartoe verbind om die RNE te laat werk. Volgens Oukamp het die DA nog nooit gedreig om met die RNE te onttrek nie. Doelie sê hy glo nie die ANC wil die DA uit die RNE skop nie. Die ANC wil graag korrupsie en wanbestuur saam met die DA beveg. Die twee partye stem daaroor saam, hoewel hulle benaderings daaroor verskil. Jimmy Swaggart, een van Amerika se invloedrykste DVE-evangeliste in die 1980s, voordat hy 'n verhouding met 'n prostituut sy loopbaan gekniehalter het, is in die ouderdom van 90 jaar oorlede. Geen besonderhede oor die oorsaak van sy dood is tans bekend gemaak nie. In sy glorie jare as fundamentalistiese spreker het Swaggart na raming 'n wêreldwye gehoor van 200 miljoen mense gehad. Swaggart is op 15 Maart 1935 in Louisiana gebore. Hy was glo net 9 jaar oud toe hy tot die bediening toegetree het. Swaggart het skool vroeg verlaat en handearbeid verrig. 17 is hy na hofmakery van 3 maande met die 15-jarige Francis Anderson getroud. Hy het sy evangelisasie as sowel Afrika as Latyns-Amerika geneem en bekendheid verwerf in onwaarskynlike plekke soos onder meer Soweto in Suid-Afrika. Drie Chinese burgers van Kaapstad het gister skotvry by die Hooggeregshof in Geberge uitgestap nadat hulle in verband met smokkel van perlemoen van 100 miljoen rand aangekla is. Die staat het aangevoer hulle het BFM gebruik om perlemoen as vleisprodukte in vraghouers by die land se hawens uit te voer. Die waarnemende regter in die saak het na sy uitspraak bevind die staat het misluk om hulle saak teen die beskuldiges bo alle redelike twyfel te kan bewys. Hy het gesê die saak wentel om die onwettige handel in perlemoen, maar nie een van die staatsgetuies het getuig dat enigeen van die 3 beskuldiges met perlemoen in hulle besit betrap is nie. Die hof het ook gehoor van 'n voorval op 10 Desember 2018 toe 'n vragmotorbokse van BFM uit 'n gehuurde verkoelingsgerief verskuif is. Die vragmotor het sowat 40 km voor Springbok ontlaag geraak. In die vragmotor is meer as 14,000 perlemoen aangetref wat in bokse met vleisprodukte versteek was. Petrol van 95 oktaan is sedert middernag 52 sent per liter duurder en 93 oktaan het met 55 sent per liter gestyg. Diesel se gehore handelprys word met 84 sent per liter verhoog. Die Departement van Minerale en Petroleumbronne het gisteroggend die finale syfers vir Julie se brandstofpryse bekend gemaak. Die rand het wel oor hierdie tydperk teenoor die dollar verstewig, maar nie genoeg om die impak van die hoër internasionale pryse uit te kanselleer nie. Die rand se gemiddelde koers teen die dollar was R17.84 teenoor die vorige periode se R18.11. Hoewel die Sloveense superster fietsryer Tadeusz Pogačar as die gunsteling beskou word om vanjaar weer in die Tour de France koning te kraai, is daar 'n paar deelnemers wat op opdraande kan gee. Die skouspel wat oor 21 skofte beslis word, begin Saterdag in die Franse stad Lille. Benewens sy Tour de France titels in 2020, 2021 en 2024 het hy ook al die Giro d'Italia en die padwedren op die wêreldkampioenskap verlede jaar gewen. Hier is Pogačar se vernaamste teenstanders hierdie jaar is Jonas Vingegaard, die 28-jarige Deen, Remco Evenepoel, die Belg, winnaar vanjaar se Tour de France. Iets met Pogačar en Vingegaard gebeur wat veroorsaak dat hulle baie tyd verloor of hulle deelname kort geknip word, is daar 'n paar ryers wat op die podium kan eindig. Die Springbok vrouespan speel die naweek teen Kanada se nasionale span in die voorwedstryd van die Springbokke se wedstryd teen Italië. In teenstelling met Kanada is die Bokvrou in die 12de plek op die wêreldranglys. Engeland is bo-aan met Nieu-Seeland in die 3de plek. Danielle Logner, 'n voormalige Protea netbalspeler wat op skool aan die Hoërskool Stellenberg in Bellville was, het in 2023 haar toetsbuiging teen die einste Kanada gemaak. Sy het al in 16 toetse vir die land gespeel.
Dit sal Saterdag slegs die tweede keer wees dat die Springbok vrouespan op Loftus Verveld sal speel. Die eerste keer was in 2004 toe Suid-Afrika met 15 teenoor 16 teen Wallis verloor het. Die vierde keer dat die Bokvroue en Kanada al kragtig gemeet het, was Suid-Afrika nog nooit aan die wenkant nie in 2023 en die Kanadese Suid-Afrika met 66 teenoor 7 in Madrid pakslag gegee. Saterdag se kragmeting tussen die Bokvroue en Kanada skop om 13:30 af. Wedstryd tussen die Springbokke en Italië begin om 17:10. Selborne College in Oos-London is die onder 13 Krywenweek se aanbieders hierdie jaar. Volgende uitslag van die onder 13 Krywenweek se tweede dag is so bekend. Die Haie het 6 aangeteken teen SWD se 0. Die WP het 27 teen die Vrystaat se 12 punte. Die Pumas het 27 aangeteken teen die Goue Leeu's se 5 punte. Boland het 17 teen die Griffins se 15. Die Luiperds het 7 aangeteken teen die Bloubulle se 5 punte. Oostelike provinsie het 40 opgestakel teen die Valkas se 17 punte. Griqualand Wes het 27 aangeteken teen die Grens se 20 punte. Die Limpopo Bloubulle het 81 punte opgeteken teen die Grens se 0 punte. Die Suid-Afrikaanse Proteas span het die eerste van 2 toetse tussen die buurlande op die vierde dag met 'n sege van 328 lopies beklink. Zimbabwe moes 'n stewige 537 lopies aanteken om die Proteas te wen, maar is vir 208 lopies uitgehaal. Die tuisspan het sy beurt gisteroggend op 32-1 hervat, maar was op 'n bewolkte dag dadelik in die moeilikheid gewees. Met die telling op 72 het die 5de paaltjie geval toe Yusuf Wesley Madwere agter die paaltjies deur Verrein laat vang het op 72-5. In die middagskool was Irvine op 49 van 77 balle wat insluit 7-4 is 'n paaltjie die eerste om te val. Hy is deur sy Zorgsie van Bosse bilwerk afgevang en toe staan die telling op 165-7. Dit was 173-8 toe Vincent Masekesa op 3 deur Bosch gebou is. Bosch het uiteindelik met 'n boulontleding van 5-43 geëindig nadat hy die Proteas sy eerste kolfbeurt ook 'n onoorwonne 100 lopies aangeteken het. Die wedstryd was egter verby toe Tanaka Shivanga deur Verrein gestonk is van die draaibilwerk van Dewald Brewers. Yusuf het uiteindelik 3-22 in 9 bilbeurte geneem en altesaam 6 paaltjies in sy eerste toets laat kantel. Die Proteas het 418 vir 9 gesluit en 369 in hulle kolfbeurt aangeteken. Zimbabwe het in sy eerste beurt slegs 251 lopies gekry. Deense tennisspeler Holger Rune, die 8ste gekeerde, het maandag sy tasse gepak, asook die 9de gekeerde, Rus Daniel Medvedev. Gisterand het die Fransman Arthur Rinderknecht die grootste oorwinning van sy loopbaan behaal. Alexander Zverev, die 3de gekeerde, na 'n marathonstryd uitgeskakel het. Hy het gewen met 7-6, 6-7, 6-3, 6-7 en 7-4. Zverev kon 'n 9 verskeidings op Wimbledon nog nie die 4de ronde gehaal het nie. Die onbekroonde Fransman Valentin Royer was maandag aan die ontvangkant van 'n pasella toe die Griek Stefanos Tsitsipas in die derde stel bes gegee het toe sy teenstander met 6-3, 6-2 en 0-0 voor was. Die Italianer Jannik Sinner het gister sy landgenoot Luca Nardi gewen. Tyler Fritz het gister 3 ure en 25 minute nodig gehad voordat die omgekeerde Fransman Giovanni Mpetsi met 6-7, 6-7, 6-4, 7-6 en 6-4 kon troef. Novak Djokovic, 6de gekeer, was met die tweede druktyd gisteraand steeds in 'n verbeterde stryd met die ongekeerde Fransman Alexandre Miller gewikkel. Sorey het maandag aan 'n 126 jaar oue klaprekord verbeter toe die span sy hoogste telling tot nou toe nog in 'n graafskap cricketwedstryd aangeteken het. Sorey het sy eerste beurt op die tweede dag van 'n kragmeting met Durham op die Oval in Londen op 820 vir 9 paaltjies gesluit. Dom Sibley het 305 lopies aangeteken, terwyl sy mede-Engelse internasionale spanmaats Sam Curran 108 aangeteken het, Darren Lawrence 178 lopies en Will Jacks 119 lopies bygedra het om Sorey te help om sy vorige rekord van 811 lopies, wat aan 1899 teen Somerset op dieselfde veld aangeteken is, te verpleiter. Sergio Garcia het vanweë sy hoë posisie op die LIV golfpunteleer 'n vrystelling ontvang om in die Britse Ope op Royal Portrush te kan speel. Die volgende toernooi word van 17 tot 20 Julie op Royal Portrush in Noord-Ierland gespeel. Garcia, wat sy enigste major titel in 2017 in die Meesters gewen het, het al verskeie kere om die Britse Ope titel meegeding. Hy het in 2007 in 'n uitspelstryd teen Padraig Harrington op Carnoustie verloor en was gesamentlik tweede in 2014 op Royal Liverpool, 2 houe agter Rory McIlroy.
Aryna Sabalenka sy haar oefensessie saam met Novak Djokovic en Jannik Sinner het haar spel baie opgeskerp nadat sy haar in openingswedstryd op Wimbledon met 6-1 en 7-5 met die Kanadese kwalifiseerder Carson Brandstein afgereken het. Die wêreldnommer 1 hoop om die pyn van die nederlaag in die eindstryde van vanjaar se Australiese en Franse Ope met 'n sege in die grasbaan Grand Slam te kan verlig. Rassie Erasmus, hoofafrigter van die Springbokke, het lof vir Jesse Kriel gehad toe hy hom as die Springbokkaptein vir Saterdag se toets op Loftus Versfeld teen Italië aangewys het. Kriel wat in sy 80ste toets speel, is die 8ste bok wat die span in toets vir rugby aangevoer het sedert die Erasmus era in 2018 begin het. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so. Messina 10:25, Polokwane 4:20, Lephalale 6:23, Mbombela 3:24, Mahikeng 4:21, Pretoria 5:21, Johannesburg 6:14, Ermelo -1:18, Richards Bay 13:27, Pietermaritzburg 7:24, Durban 9:25, Port St Johns 11:26, Bethlehem 0:16, Bloemfontein 2:19, Allewal Noord 3:19, Welkom 3:19, Vryburg 4:22, Kimberley 3:23, Appington 8:26, Prieska 9:25, Springbok 5:18, Karasburg 5:25, Keetmanshoop 6:27, Mariental 7:28, Alexanderbaai 10:16, Brandvlei 6:23, Loederitsbaai 11:19, Vredendal 9:21, Kaapstad 12:16, Sutherland 1:14, George 9:14, Jeffreys Bay 15:22, Cabarra 15:23, Graafrenet 4:21, Oos-London 13:25, De Aar 5:21, Molteno 1:15, Beaufort Wes 10:23. Die markte vir die dag lyk so. Die rand verhandel teen R17.60 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.58. Die euro verhandel teen R20.76. Die pond kos R24.19. Die yen kos 12 sent. Die prys van silwer is $36, 1 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3,337 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $66, 74 Amerikaanse sent per vat. Die gedagte vir die dag: die lewe bestaan uit trappe. Klim die trappe stadig. Elke tree het krag nodig. Moenie opgee nie. Lekker stap. Aangename dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.